Vriende, terwyl Marius die musiek afsit en voor ons begin, dankie dat u hier was. Daar was 'n dominee op George, 'n ou dominee de Tooi, wat as hy iets mooi gelees het, het hy kerk toe gegaan in die middel van die week, en dan het hy die klok gelui, en dan het hy so vir 'n kwartier gewag, en as mense dan kom, dan vertel hy vir hulle wat hy gelees het, want hy wil dit graag met hulle deel. En ek kan my goed voorstel dat ek ook nogal so sou wil maak. Ek lees verskriklik baie, en dis omtrent al wat ek doen, en dan brand ek partykeer om 'n gehoor te hê vir wie ek kan vertel. Gaan dit 'n wonderwerk wees. Net twee ander goed. Marius het nou hier aan die begin musiek gespeel van die Russisch-Ortodokse Kerk. En ek het toe vir hom gesê, ek het in die jare wat ek by die Genote College klas gegee het, ook, het ek my studente begin neem na ou eredienste toe. Sinagoge, Grieks-Ortodokse Kerk, Ortodokse Kerk. Die Grieks-Ortodokse Kerk, miskien weet julle dit nie, se erediens woordeliks, die liedere is geskryf in die 4de eeu na Christus. En hy word nog elke Sondag so verloop die erediens so. En dit is 'n ervaring wat jou siel raak om daar te sit. So ek wil, ek het met Marius gehoor, ons sal dalk een of ander tyd die bussie kan kry. Hy loop Klipheuwel toe, weet ek, op 'n Sondag, maar daar is nie alle Sondag nie, so iewers sal ons dit Sondag kry. As daar van u is wat lus het vir saamgaan, moet ons nou net 'n kommunikasiemiddel vind. Maar as u nou u name skrywe daar op die lys wat Marius daar uitgepak het, dan sal u weet van die uitstappie. Die ander uitstappie waarvan ek wil sê is, in einde Oktober het Sutherland weer hulle bazaar. Ek en Marike was verlede jaar daar, en dit was so ongelooflik lekker, dat ek vir haar gesê het, ons gaan 'n bussie gryp, hier van Stellenberg se kant af, en dan gaan ons ry met 'n klompie mense, en Stellenberg gaan, Sutherland gaan ondersteun. So hou dit ook maar in gedagte, dit sal dalk vorentoe sal jy daarvan dalk hoor, hopelik. So, kom ons open net met gebed vanaand. Ons Hemelvader, ons harte is vol dankbare vreugde oor u goedheid. Dat ons u kan ken, dat ons van u kan weet, dat ons u beloftes kan lees en kan glo, dat ons sondes vergewe is, dat Jezus die Here is. Ons weet nie hoe om vir hierdie dinge alles dankie te sê nie. Dankie vir 'n kerk. Dankie vir 'n kerk waar ons kan by mekaar kom, waar daar vir ons prediking is op 'n Sondag. Dankie vir 'n kerk waar daar kategese is vir die kinders. Dankie vir 'n kerk waar daar vir ons eredienste is. Dankie Here dat ons ook hierdie Bybelskool met mekaar kon deel. Ons prys u heilige naam. Amen. Vriende, ek het nou vanaand my rekenaar nader gebring, want ons het nou heel wat goede wat ons vanaand moet
behandel en ek is bang as ek eers aan die praat raak, dan raak ons agter en ek moet vanaand bietjie meer gedissiplineerd aangaan. So ek gaan en ons het 'n groot deel waarmee ons agter geraak het. So ek gaan dit nie baie deeglik met u kan hanteer nie, maar ons gaan ons gaan probeer. So vanaand begin ons met sessie 6 met wat eintlik in sessie 5 was, die reinvrou, die draak, die dier en dan die prostituutvrou, die hoervrou. Ek het die rein en die hoer afgewissel omdat albei die vrou agter het, die prostituut. So kom ons begin daarmee en dan ek moet net onthou om albei te klik. Ek het heelwat tekste ook wat ek gaan lees op die skerm. Ek sal vir u sê waar dit staan. Dan het ons hierdie skyfie praat oor die verhaal van die kosmiese konflik tussen God en die vernietigers van die aarde. En hierdie verhaal begin in hoofstuk 12 van Openbaring, waar die rolle van goed en kwaad deur 'n vrou en 'n draak vertolk word. Met kosmies bedoel ons die groot universvolle, die ganse skeppingvolle wêreld. En tot dusver het ons meer oor die gelowiges en oor die gemeentes en die gelowiges en die troon van God en die lam, en ons het dit gelees en verstaan. Maar by hoofstuk 12 verskuif die toneel van die aarde af, weg van die perde en die seels wat gebreek word en die geskiedenis, verskuif hierdie toneel nie weg van die aarde nie, maar maak hy vir ons die prentjie oop na wat agter dit alles lê. Nee, jy weet in Openbaring 12 lees ons in Openbaring 12 lees ons, ek nou gedink ek het daar die teks ingesit, maar dit lyk my nie so nie. Openbaring 12 lees ons die storie van die vrou en die draak wat voor haar staan. En ek moet gou die agtergrond daarvan verduidelik, want dit gaan ons help met die volgende. Hierdie vrou wat swanger is en wat geboorte wil gee, en dan staan die draak voor haar en hy wil haar kind gryp, en dan word sy gered en sy word weggevoer na die woestyn, Egipte land, waar die Israeliete toe hulle daar uit is hulle in die woestyn het God hulle daar ingeneem. En sy word geneem na die woestyn, en dan word die Satan, die draak word uit die hemel uitgegooi. Lees ons in Openbaring 12. En hy val met 'n woede op die aarde. Dit is Openbaring 12. En Openbaring 12 wil ons help om agter die goed wat hier gebeur, die groot draak te sien, die groot Satan, die groot wortel van al die dinge wat hier skeef loop in ons harte en in ons lewens en in die politiek. En die agtergrond van die storie van Openbaring 12, die agtergrond van die storie is 'n ou Romeinse mite. In die Romeinse mite raak Leto, 'n vrou, swanger omdat sy met gemeenskap gehad het met Zeus, die groot god van die
Romeine. En dan is daar die slang, die draak, die monster, die draak, wat die groot slang word die genoem, Python. Nou, die van u wat nou die Amerikaanse wêreld so bietjie ken, sal weet, 'n python daar is 'n wat ons hierso 'n luislang noem, dis dalk net nie, is dalk 'n bietjie van 'n erger luislang as hier by ons. Maar Amerika is alles groter en erger as by ons. Nou, Python wil dan haar kind gryp, en dan vat die noordewind vir Leto weg, na die eiland Delos, en op Delos het sy dan haar kinders, 2 kinders, vir Apollo, wat ook een van die Romeine se gode is, en Artemis, wat 'n godin van die Romeine is. En hulle, met hulle geboorte kry elkeen van hulle 'n pyl persent. En dan gaan Apollos en hy gaan skiet vir Python dood met sy pyl en boog. En in die Romeinse wêreld beteken dit gewoon hierdie mite, 'n mite is nie 'n leuen nie. 'n mite is 'n manier om 'n storie om 'n waarheid te vertel wat jy op geen ander manier behoorlik kan vertel nie. So hierdie mite van die Romeine, dit is nie 'n Christelike mite nie, so dit is vir hulle die waarheid. Die mite van die Romeine het beteken dat al die keisers is nou in die stoel van Apollo. Hulle is Apollo se verteenwoordigers op aarde. En die keisers is die wat die drake doodmaak in die wêreld. So daar is 'n monsters daar buite, en die Romeinse keisers met hulle soldate maak die monsters dood. Nou vat Johannes die storie en hy koppel dit aan 'n klomp ander Bybelverhale, soos die Israeliete wat uit Egipte in die woestyn ingaan, en dan Jesus se geboorte. So daar's 'n hele klomp Bybelse waarheid wat in Johannes se hoofstuk 12 inkom, maar eintlik wat Johannes in hoofstuk 12 wil sê is, dis nie die keisers wat ons red van die monsters nie. Die keisers is die monsters. En Jesus red ons van die monsters. Maar Jesus red ons van die monsters, dit word telke male duidelik, nie deur die monsters dood te maak nie, maar deur self te sterwe. Ek dink ek moet vinnig vir julle sê, verlede week het Netanyahu van Israel 'n toespraak gehou, waarin hy vir Will en Ariel Durant is 2 geskiedskrywers wat groot naam gemaak het. Ek het al hulle boeke gelees. Hulle het 'n stapel boeke oor die geskiedenis van die beskawing geskrywe. Hulle het ook die Pulitzerprys daarvoor gekry en nog ander pryse. Die 2 het regtig vir hulle self eer verdien. Wonderlike geskiedskrywers. Will en Ariel Durant. In hulle boek in hulle boek vertel hulle oor Genghis Khan, en dan sê hulle in een van hulle boeke sê hulle dan dat Jesus sou nie konstant hou teen Genghis Khan nie. Genghis Khan, want daar is bose magte wat so wreed en so boos is, dat die enigste manier hoe jy teen hulle kan beklei is met die swaard. En Netanyahu het dit nou die dag aangehaal. En hy het gesê, wel,
Wel, het hy na die tyd toe mense ontsteld reageer, gesê, wel, ek het 'n groot bewondering vir Jesus, ja, ek admireer hom, maar hy sou nie teen Gengis Khan kon geveg het nie, en hy sal nie teen die Iraniërs kan geveg nie, maar jy vergeet maar enige moraliteit. Oorlog is oorlog, en jy skiet die ander ouens uit die dermswaai, wel, hy het dit nou nie heeltemal so gesê nie, maar jy skiet die ander ouens skiet jy dood, en dit is nou maar so. Jy kan nie met Jesus so soort reëls kom veg in hierdie wêreld nie. In Openbaring sê ek het nuus vir jou. Jy wen nie die bose met sy wapens nie. Jy wen die bose soos Jesus die bose wen. En dit is wat Openbaring 12 wil vertel. En dan word die Satan uit die hemel gegooi. Daar het ek tog Openbaring aangehaal. En dan word die Satan uit die hemel gegooi, en die duiwel het met groot woede na ons toe neergedaal op die aarde. Want hy weet dat hy min tyd oor het. Die duiwel se woeligheid op die aarde is nie omdat hy magtig is nie. Dis omdat sy dae getel is. Dit is stuiptrekkings. Hy weet dat sy tyd min is. Daarom is hy besig op ons aarde, besig met die gelowiges, besig met die vervolging van gelowiges. Probeer hy oral 'n stokkie steek voor die evangelie van die Here Jesus. Moedig hy oorloë aan in ons wêreld, want die Satan is 'n moordenaar van die begin af, het Jesus gesê. Hy is die vader van al die leuns. En as jy nou kyk na wat in die wêreldpolitiek aan die gang is, dan slaan jy net Johannes saam oor die aantal leuns wat leiers vertel. In Johannes wil deur die Heilige Gees wil deur Johannes vir ons sê, kyk wat agter die goed aangaan, die Satan is daar. Dit is in ons tyd amper 'n soort van iets wat mense nou nie meer glo dat daar regtig iemand soos die duiwel is nie. Ek sê altyd vir mense, goeieste, dis amper makliker om te glo aan die bestaan van die duiwel, wil ek amper sê, as aan die bestaan van God. Want die duiwel sien jy daagliks voor jou oë, en jou oë moet oopgemaak word deur God, om sy handewerk raak te sien, maar jy hoef nie, maar die duiwel se handewerk is openbloot. En ons sien dit op ons televisie. Ek en Marike het nou opgehou Netflix kyk, want ons kon dit net nie meer vat, hoe die Here Jesus se naam misbruik word, en hoe mense sonder enige respek oor hom praat nie, en ons het besluit, dan het ons nie flieke nodig nie, dan doen ons iets anders om onsself mee besig te hou, maar ek sal nie vertel wat die iets anders is. Maar die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag wat die gebooie van God nakom en vashou aan die getuienis wat Jesus gelewer het. En toe het hy by die see gaan staan. En dan lees ons in die volgende hoofstuk 13, lees ons dan dat daar 'n dier opkom uit die see met 10 horings en 7 koppe. Op sy horings was daar 10 krone en op sy koppe was daar godslasterlike naam geskrywe. Hierdie dier is dan die vergestalting van die mag van die duiwel. En dit is in 'n tasbare politieke vorm neem hy dit aan. Want wat Johannes wil vertel met hierdie beeld van die dier wat uit die see opkom, is dat die politieke mag, dis die dier,
is die politieke mag wat op die aarde is. En dit begin nie net op 'n spesifieke tyd nie, dit was altyd daar, terwyl mense konings gehad het en politiek het van die begin af, ek weet nie wanneer die politiek begin nie, maar dit is altyd daar. En hierdie dier, onthou nou, dis nie 'n lineêre storie nie, né? Hierdie ding gebeur en dan gebeur daai ding en dan gebeur daai ding en dan gebeur daai ding en dan is dit klaar nie. Dit is hierdie wat Johannes doen, is hy teken 'n prentjie van ons wêreld. Dan sit hy hierdie ding hier neer en daai ding daar neer en daai daar en daai een daar, en as jy na hulle kyk, hierdie collage van goed, dan kry jy 'n idee van wat met ons wêreld aan die gang is. So Johannes wil nou hê ons moet raak sien hoe dat die magte, die politieke magte in die wêreld, hoe hulle eintlik diere is. Die president van Amerika, president Trump, het nou die dag gesê, we'll bomb them, great fun. Nee? Ek bedoel, great fun. Dis mos nou, 'n dier doen dit nie eers nie. 'n Dier verskeer nie eers sommer net vir die lekker nie. As 'n leeu se maag vol is, kan 'n bokkie voor hom verbyloop. Hy verskeer nie sinloos nie. Maar hierdie is net om vir die lekker mense te gaan bombardeer. En dit is presies waaroor Openbaring vir ons wil sê. Hier kom die dier uit die see uit, en dan kom die dier se maatjie, hy is 'n oorwinnaar oor elke gesag en stam en taal en nasie, en dis soos die Romeine hulle self gesien het, maar teenoor die dier staan die lam. Die lam oorwin deur getroue lyding, getrou aan God, ly hy. Die dier oorwin deur ander met geweld te onderwerp. Johannes vra vir sy lesers, aan wie behoort jou lojaliteit? Aan die verlossende krag van God? Of behoort dit aan die dier? En ek hoor mense praat oor die oorlog. En party dink dis 'n goeie ding dat die mense van Iran aan flarde geskiet word. Party dink dis 'n goeie ding dat die Palestynë se wêreld verwoes word en hulle kindertjies honger ly. Ons moet oppas. Waar lê ons lojaliteit? Lê ons lojaliteit by Jesus of lê ons lojaliteit by die dier? Jesus is die lam wat geslag is vir ander. Die dier slag die ander vir homself. En dis wat regerings doen in ons wêreld. So hierdie boek is so absoluut relevant, aktueel vir ons tyd en vir ons wêreld en vir ons ook. En Johannes wil met hierdie prente wat hy teken, wil hy vir jou vra, aan wie behoort jou lojaliteit? Is dit aan die Here Jesus of wie is dit? En dan lees ons van die dier, die dier uit die see. Die dier uit die see, die dier uit die land is die simbool van vals propaganda. Hy is as jy mooi lees wat hy doen, dan sien jy dat hy is die een wat mense ompraat om die dier te aanbid. Hy is die een wat mense ompraat om die dier te dien. En ook in die Romeinse tyd was dit so dat mense hulle het nou nie 'n burger gehad wat voor hulle deur afgelewer word nie. Maar hulle daar was oral propagandiste vir die regime, vir die regering. Propagandiste vir Rome, wat vir mense sê, maar as dit nie vir Rome was nie, was julle arm.
Rome bring rykdom, Rome bring voorspoed, Rome bring dit, Rome bring dat, Rome bring veiligheid. En die twee is nooit sonder mekaar nie. Die dier uit die see en die dier uit die aarde, die politieke mag en die propaganda, die vals propaganda, is nooit sonder mekaar nie. Hulle is altyd saam in hierdie wêreld besig. En dan lees ons van die merk van die dier. Het is maar so 'n verbygaande een, maar ek weet dat die 666 in ons wêreld een van die goed is waaroor mense graag praat. So ek gaan 'n bietjie by hom stil staan. Die tyd wat aan Johannes dink is die tyd toe Nero die keiser was in Rome. Hy skryf na Nero se tyd, maar daar was 'n storie dat Nero dood is en weer lewendig word. Dit kry mens in Openbaring ook. Maar Nero is nog nie lewendig nie, maar Johannes gryp daai storie want hy wil eintlik vir ons sê dat die politieke, die bose politieke mag, die dierlike politieke mag, die gewelddadige politieke mag, gaan nooit dood nie. Nie nou al nie. Hy gaan net dood in die groot oorlog, maar hy gaan nie nou al dood nie. So, en Nero, kom ons gaan net aan die dier se merk, 666. Die woordjie wat daarvoor gebruik word is gematria. Gematria kom daarop neer dat die letters van die Hebreëse alfabet het ook elkeen 'n syferwaarde. So as jy nou keiser Nero vat, in die Grieks Nero keiser en in die Hebreëus Neron Caesar. Dit is hierdie onderste skwiggeltjies waar die Hebreëus staan. En jy tel die N by die R, by die O, by die N, by die K, by die S en by die R, dan kry jy 666 is dan die totaal wat al die lettertjies saam maak. En so wat Johannes het geweet dat sy mense vir wie hy skrywe, kan dit ontsyfer. Hulle weet wie die 666 is. Dalk 'n bietjie gevaarlik om om te sê Nero is 'n dier, want Nero word tog nog deur 'n groot klomp Romeine vereer en aanbid maar so hy sê 666 en dan enige een wat weet hoe om die som te maak kan sê, o ja, natuurlik, maar dis Nero. In die geskiedenis was daar baie mense wat nou somme gemaak het om te kyk of hulle nie vir Hitler ook so kan uitwerk nie. Werk nie regtig so nie. Daar's nou 'n klomp wat moderne politici ook wil uitwerk. En dit werk ook nou nie so nie. Maar dit gaan nie daaroor dat ons die naam van hulle weet nie, ons moet net weet. Is hulle mense wat deur die geloof in die Here Jesus opofferend, diensbaar in die wêreld lewe, of is hulle mense wat bomme gooi op ander? Is hulle mense wat wreedaardig, gewelddadig in die wêreld aangaan? Is hulle onderdrukkend of bevrydend? Want al die onderdrukking, al die oorlogsigtigheid is 'n keiser Nero simbool. Hulle dra die 666 voor hulle kop. So jy hoef nie die ou se naam te ken nie, maar as jy sien hy's 'n regeringsleier of waar hy is,
en hy tree nie op soos Jesus wat sterwe verander nie, dan kan jy maar mooi kyk, dan sal jy die 666 voor sy kop sien. Hy is 'n Nero redivivus, 'n Nero wat herleef in ons tyd. En daar is geweldig baie van hulle. Teenoor die 666 is daar die 144.000 wat deur God wat God se seël op hulle voorkop dra. Die wortel van die voorkop en die hand waarop die seël is en die getal is, lê in Deuteronomium, waar die Here vir Israel gesê het, hulle moet die wet, 'n wetboekrolletjie op hulle voorkop bind en met die gebedsrieme en op hulle hand voorkop, omdat die wet in jou gedagtes moet wees as jy dink, en jou hand, omdat die wet jou hand moet beheer. So jy het nou ding is, Scott McKnight in sy boek skryf, sê oor hierdie goed, sê hy, you're either playing for team lamb or for team beast. For team lamb or team beast. Daar's eintlik, sê Scott McKnight in sy boek oor Openbaring, sê hy, daar's net twee spanne in hierdie wêreld. En Openbaring wil hê jy moet speel vir die Jesus span. Dis waaroor hy sê hy sê as hy dit nou eenvoudig moet sê, is dit waaroor Openbaring gaan. Jy moet getroue getuies wees vir Jesus. Speel in die Jesus span, nie in die dierspan nie, nie in die 666 span nie. Dis nie net eendag 'n figuur wat kom en dan 666, of mense het nou op 'n stadium die kodes wat gescan word. Dit is nou die 666 in ag liewe tyd. Dis nie wat Openbaring wil sê nie. Openbaring wil sê dat jou lojaliteit, aan wie behoort jy? In wie se span speel jy? Speel jy in die Jesus span, dan dra jy die seël van God op jou voorkop. Dis jou identiteit. Ek kyk nou maar hoe die skoolkinders met hulle sportspannetjies, hulle klere, en dis hulle identiteit. Die twee spannetjies op die veld, en jy kyk en jy weet watter span is watter span. En dan die wat aan die Here behoort, het al is dit nie sigbaar op hulle voorkop nie, maar het by wyse van spreuke het die wapen van God op hulle voorkop, terwyl die wat in die span dier speel, hulle het of span draak of span monster, hulle het jy kan hulle gedrag sien dat hulle eintlik 666 op die voorkop het. En die regime, die wêreld waarin mense lewe, daar staan ons in die teks, jy sal nie kan koop of verkoop daar sonder nie. Met ander woorde, dit is 'n wêreld wat hom self op jou afdwing. Jy moet soos die wêreld word om in hierdie wêreld te kan floreer, sê hulle. Terwyl God sê, jy moet soos Jesus word om te kan floreer, om te kan blom, om te kan mens wees soos God wil hê jy moet mens wees. Ek dink altyd aan daai teks in Timoteus wat sê, sodat die mens van God volkome toegerus kan wees vir elke goeie daad. Sodat ons wat God se mense is, maar dis ook ons identiteit dat ons God se mense is. Maar pas op, daar is mense wat sê dat hulle God se mense is, maar wat die geweld en die korrupsie van ons wêreld aanmoedig. So daar is altyd daardie risiko daaraan verbonde.
So en sodra die leser besef die getal in daai tyd, die eerste lesers, sodra hulle besef die getal is gekoppel aan Nero, word die vraag vlijmskerp. Aan wie behoort jy? Wat gee jou identiteit? God of die ryk, die ryk Romeinse ryk, die lam of die dier? In wie se span speel jy? En dit is wat Openbaring vir ons voor wil stel. Dan die oordeel en die slag van Armageddon. Nou, die woord Armageddon moet ek ook 'n oomblik by stil staan, want die mense jy kry dit nou ook met die oorlog. As dit en dit gaan gebeur, gaan die Armageddon gebeur. Armageddon staan vir 'n geweldige kataklismiese gebeurtenis, nee, die groot finale oorlog. Ek wil gou dit vir u verduidelik. As jy na die kaart van Israel kyk, ek gaan nou hierso onder staan, kan jy daar waar die rooi ballonnetjie is, dis waar Har Megiddo is. Har is die Hebreëse woord vir berg en Megiddo is die plek se naam. Sien julle, hy lê redelik in lyn met Nasaret en hy lê so 60 kilometer van die grens met Libanon. En net wes van hom lê Haifa in ons tyd. Soos kyns onder hom lê Tel Aviv. Dis amper of die oorlog nou Armageddon nou daar is. Armageddon was 'n plek waar daar verskeie belangrike oorloë en veldslae geveg is. In die tyd toe Deborah rigter van die Israeliete was, het hulle die Kanaaniete daar verslaan. En daarom het hy 'n simbool geword. Dit gaan nie regtig om die plek nie. Daar gaan nie eintlik 'n finale oorlog met bomme en missiele en kernbomme en al sulke goed nie, al lyk dit op die oomblik nogal so. Daar gaan nie 'n Armageddon wees by Har Megiddo nie. Dit word maar 'n simbool vir die finale groot oorlog. Ek het net so 1 of 2 prentjies, daar is wat die argeoloog vir ons opgegrawe het by Megiddo. Salomo het daar perdestalle gehad. Nou ja, hy het 'n hele rol in Israel se geskiedenis gespeel. Die sekte by Qumran, by die Dooie See, het verwag dat daar 'n oorlog gaan wees in hulle oorlogsrol wat met swaarde en spiese geveg sal word, want dit was die wapens van daai tyd. Die futuriste, julle onthou ek het gesê daar's 2 maniere om Openbaring te lees. Jy kan hom as futurist lees met al future, dit is toekomsvoorspellings, of jy kan hom lees as 'n literêre werk wat vir ons wil help om die wêreld waarin ons nou verkeer te verstaan, wat ons oë as wil oopmaak, wat die doek wil afhaal van wat werklik aan die gang is. Wat as hy die doek afhaal, dan sien jy, o goeiste, ek het gedink is net Amerika, nou sien ek die Satan daar staan. En ek het gedink is net Israel, en nou sien ek die Satan, en ek sien 'n dier, as ek na Jesus kyk, dan sien ek 'n lam wat geslag is, en ek weet, hy is die een wat God se oorwinning behaal. So, dit is die punt van die storie. Ons is nie futuriste nie. Die Apokalips wil sê, hierdie is God se soort oorlog. Nou, hoe lyk hierdie oorlog? Lees bietjie. Openbaring 19. Toe het ek gesien dat die hemel geopen is, en kyk, daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit, word getrou en waar genoem, en met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Goed, nou kom die Here, die getroue en die ware, hy kom oorlog maak. Right.
Sy oë was soos 'n vlammende vuur en op sy kop was daar baie krone en hy dra 'n geskrewe naam wat niemand ken nie behalwe net hy self. Hy het klere aan wat met bloed deurweek is en sy naam is die woord van God wat met bloed deurweek is. Maar dis voor die oorlog. Dis nie na die oorlog is sy klere met bloed deurweek nie. Voor die oorlog met bloed deurweek. So wie se bloed is dit? Sy bloed. Jesus wat aan die kruis gesterf het. Hoe voer hy oorlog? Deur homself te offer. Dit het ons al gelees by die leeu en die lambeeld. Deur homself te offer, deur homself te gee. Hy kom nie mense doodmaak nie. Dit doen hy nooit. Die Satan is die mensemoordenaar van die begin af. Die Here nie. Daarom, en sy naam is die woord van God. En toe die leers wat in die hemel is geklee in wit, in blink klere van suiwer fyn linne, hom op wit perde gevolg. Uit sy mond het 'n vlamskerp swaard gekom om die nasies mee te tref, en hy sal hulle met die ysterstaf regeer, Psalm 2, verwys na Psalm 2, hy sal self ook die parskryp van die geweldige toorn van God die Almagtige trap. Wat kom uit sy mond? 'n vlamskerp swaard. Wat is hierdie vlamskerp swaard? Sy woord. Hoe oorwin God die wêreld? Nie net deur sy seun te laat sterf nie, maar ook deur die verkondiging van die evangelie. Dis die einde van die Satan. Jesus se offer aan die kruis is die einde van die Satan, maar ons wat oorlog voer saam met die lam, ons voer nie oorlog met swaarde en spiese en bomme en kanonne nie. Ons voer oorlog met die woord van God, met die praat oor die evangelie van ons Here Jesus Christus, met die dien van die Here Jesus Christus. En alleen so word die bose oorwin. Ek wens iemand wil dit vir Netanyahu verduidelik. Jy kan nie jouself Israel van God noem as jy in die span van die draak speel nie. En nou kom ons by die, ek het nou nie by my rekenaar gestaan om myself die pas aan te gee nie, maar ek is hier waar ek moet wees, op die tyd wat ek hier moet wees. Prys die Heer. Ek was bang ek gaan dit nie reg kry nie. Nou kom ons by die Nuwe Jerusalem. So die oorlog is gevoer. Die oorlog word gevoer deurdat die evangelie op die ou einde die wêreld oorwin. Hoe gaan dit gebeur? Ons voel nou deesdae baie keer, nee, dit kan nie gebeur nie. Maar ons hou van die Heilige Gees. Vertrou die Here. Vertrou die Here met jou getuienis. Leef as getuie van die Here. Vertrou hom daarmee. Praat daaroor. Nou as ons by die hemel en die nuwe aarde kom, ek wil nou nie te veel daaroor sê nie, want dit is omtrent 'n Bybelskool op sy eie. Maar ons prente van die hemel is geweldig individualisties. Kom, julle ken mos almal van, nou, as jy doodgaan, kom jy by die hemelpoort, daar is mos nou baie sulke grappies. Een grappie wat nou vir my baie mooi is, wat ek gou vir julle wil vertel, want ons het nou die tyd, is dat nou lui die klok by die hemelpoort. En Petrus kom daar en hier staan 'n man. En Petrus sê vir hom: "Meneer, ek
weet nie, ek het nie jou hier verwag nie, wie is jy? Hy sê, ek is Jaime. Hy sê, maar jou naam staan nie in die boek nie. Hy sê, maar kyk, sê Jaime. Nou kyk, Petrus in die boek en hy kry nie die naam nie. Hy kom terug, hy sê vir hom, nee, jou naam staan nie daar nie. Hy sê, wat het jy gedoen? Hy sê, ek was 'n skroot ysterhandelaar. Petrus sê, bly jy maar aan daai kant van die hek, ek gaan weer kyk. Kom terug, toe Petrus terugkom is die hek weg en Jaime weg. Nou, daar's baie sulke grappies oor by die hemelpoort. Een wat vir my baie mooi is die een wat sê, daar's eintlik 2 poorte, een waar die man baas was in die huis en een waar die vrou baas was in die huis. Daar was glo nogal eenslag 'n ou by die poort waar die man baas was in die huis en toe Petrus vir hom vra, wat soek jy hier? Toe sê hy, my vrou het gesê ek moet hier kom staan. So, daar's baie sulke grappies, maar dit is almal individualisties met die idee dat ek gaan hemel toe en ek kom hier by die poort en nou kan ek ingaan en dan is ek in die hemel. Dis nie wat Openbaring sê nie. Openbaring sê, dis 'n stad wat uit die hemel neerdaal. Openbaring probeer nie vir ons 'n realiteit hier op aarde skets noodwendig nie, maar hy wil sê 'n stad is 'n plek van gemeenskap. Daar's 'n klomp ander mense. Dit gaan nie oor jou nie. En hierdie stad het 'n hele klomp poorte. Ek wil nou net eers kyk, hierdie stad, die oorsprong, ja, hierdie stad het 'n hele klomp poorte, ek kan nie onthou waar ek dit geskryf nie, maar het 'n hele klomp poorte en hulle staan almal oop, altyd. Enige een wat wil inkom is welkom. Daar's nie 'n hek waar jy 'n klokkie lui en eers by Petrus pleit nie. As jy wil inkom, is jy welkom. Want God se nuwe aarde begin waar? Dit begin al hier. En julle is binne. Julle het nie eers 'n klokkie gelui nie. Julle het nie voor 'n eysterhek gestaan en naalskou. Hopelik is my naam hier in die boek iewers nie. O, schat, hulle onthou daarvan wat ek nou aangevang het. Nou, jette. Nee, julle is hier. Want God se nuwe wêreld begin nou al. Hoe hy vorentoe gaan lyk, dis in die hande van die Here. Maar die nuwe hemel en aarde het reeds met die koms van Jesus vir ons begin. Onthou julle, ek het vir julle gesê, die goed skuif so oor mekaar. Die ou is nog hier, maar die nuwe is reeds hier. En op 'n stadium is alles nuut. Ons is nog nie daar nie. Maar op 'n stadium gaan alles nuut wees. En hoe dit gaan wees, weet ons nie. Ons het nie woorde om dit te beskryf nie. Ons het nie ervarings waaruit ons kan put om dit vir onsself te verduidelik en vir ander te verduidelik nie. Ons het net die woordprentjies van Johannes in Openbaring wat vir ons wil help om te droom oor 'n stad met strate van sulke fyn goud. Jy kan blykbaar goud uitklop totdat hy heeltemal deurskynend is. So dun dat jy hom oor 'n prent kan neersit, dan kan jy dwars deur hom kyk en die prent gloei met die glans van die goud. So met strate wat sulke fyn goud en gaan dit regtig fyn goud wees? Gaan dit 'n regtig see met glas wees? Gaan daar gaan 'n see soos 'n spieël wees? Onthou die see is telke male die see is telke male die plek van chaos. Die Israeliete was nooit 'n seevaartnasie nie. En hulle het
vir hulle was bang vir die see. Want die see was onvoorspelbaar. En hulle het daar moes nou daai storie van die disippels in die bootjie wat die storm opkom en dan is hulle morsdoodbang, Markus 4. Dan is hulle morsdoodbang en dan sê die Here Jesus kom dan na hulle toe aangestap. Nee, dis die een waar hy agter in die bootjie gelê en slaap en dan sê hulle maar gee u nie om dat ons vergaan nie en dan sê hy vir die storm, is julle bang? Julle is klein gelowiges en sê hy vir die storm bedaar, loop lê, sê hy vir die wind. En dan loop lê die wind en die see bedaar. En dis 'n herinnering aan Genesis 1. En die aarde was woes en leeg en God het orde begin skep. So die see was vir hulle altyd 'n simbool van chaos. En die skepping is 'n simbool van ordening, van stilmaak, van winde en waters. So hulle was altyd bang vir die see. En daarom kom die draak, die dier van die Satan kom uit die see. Dit is 'n simbool daarvan. So en dan as Openbaring sê daar gaan nie 'n see wees nie, beteken dit nie daar gaan regtig nie 'n see wees nie. Dit is 'n simbool daarvan dat die chaotiese in ons wêreld, die onvoorspelbare, die onordenbare deel van die bestaan gaan verdwyn. Dit sal 'n ordelike, vredige wêreld wees waarin ons nie deur wind en weer onder die waters ingewaai word nie. En dan lees ons dat die stad in die middel van die hoofstraat aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe wat 12 keer vrugte dra. Elke maand dra dit vrug. En die blare bring genesing vir die nasies. God se plan aan die begin met die tuin van Eden. Die Bybel begin met die tuin van Eden, met die boom van die lewe wat verbeur word. En hy eindig met die boom van die lewe vir die nasies. Nie net vir die volk van die Here nie, vir die nasies. En die deure van hierdie stad staan oop. Die poorte is oop, hulle word nie gesluit nie. Nie in die nag nie, want dit is heeltyd nag, heeltyd dag. Want die God is die lig van die stad. En dan wil ek net afsluit met ek gaan nou nie alles lees nie. En die Gees en die bruid sê kom. En laat elkeen wat luister sê kom. En laat elkeen wat dors het kom. En laat elkeen wat dit begeer die water van die lewe kom kry verniet. Hy wat van hierdie dinge getuig sê ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Kom gou. En daarmee moet ons nou klaarmaak met Openbaring. Daar is nog verskriklik baie wat ons nie gesê het nie. Maar ek besef dat dit dalk 'n klomp nuwe goed was vir julle. So daar's 'n klomp goed wat eers gemaal moet maak of gemaal moet word. Maar herkou maar en as julle enigstens 'n vraag het, moenie bang wees om te vra nie. Julle kan my net WhatsApp of en dan sal ek graag antwoord of bel my.
Die ban en die ban vloek. En daar mag niemand lewendig oorbly nie. Ja. Kyk, ek is bevrees dat ons hom nie nou sal kan antwoord nie, maar dalk kan 'n mens by 'n volgende Bybelskool 'n bietjie oor die Ou en Nuwe Testament praat. Oor die verhouding tussen die twee en wat maak jy met daai gruisame Ou Testamentiese tekste? En hoe dink jy, hoe moet 'n mens daaroor dink? So ek sal kyk, ek sal met Marius gesels. Ek sou graag vorentoe ook oor Daniël Bybelskool wil hou. Die Ou Testamentiese Apokalips, Daniël. Maar daai is 'n goeie onderwerp om vorentoe bietjie. Ja. Ja. Ja, ek is bevrees as ek nou gaan begin antwoord, dan gaan ek nie stop nie. So ek dink kom ons sit dit bietjie op die ys vir 'n volgende keer. OK. Goed. Kom ons sluit net af met 'n gebed. Ons Here Jesus, dankie vir hierdie vreemde boek. Help ons, o Heer, om deur sy lens na die wêreld te kyk en u eer te soek. Amen.